In 2017 gee hulle vir ons hierdie dampdruk teenoor temperatuur grafiek vir 4 reguit ketting, met ander woorde onvertakte alkane, en elkeen van P na Q na R na S verskil met 'n enkele CH2 groep. En die dampdruk word gemeet in millimeter kook en atmosferiese druk is 760 millimeter kook en op die x-as het ons temperatuur. So jy kan duidelik sien, dampdruk is op die y-as en dit word gemeet in millimeter kook. Temperatuur is op die x-as gemeet in grade Celsius en dan jy P, Q, R en S, die onvertakte alkane, en dan weet ons tussen elkeen van P, Q, R na S verskil hulle met 'n CH2 groep. En daar sien jy die atmosferiese druk van 760 millimeter kook. Ons eerste vraag: gee 'n rede waarom daar gesê word dat alkane versadig is. En dit het te doen met die feit dat alkane slegs enkelbindings tussen koolstofatome het. Daar's geen dubbelbindings soos in die geval van alkene nie, of trippelbindings soos in die geval van alkyne nie. 'n Baie algemene definisie is natuurlik dampdruk. Ander belangrike ene is natuurlik kookpunt. Maar dampdruk is die druk uitgeoefen deur 'n damp in ewewig met sy vloeistof in 'n geslote stelsel. Kom ons staan net vir 'n oomblik stil by die definisie van dampdruk. Verbeel jou, jy het 'n dig geseelde waterbottel. Die bottel is toe, dis met ander woorde 'n geslote stelsel. Nou aanvanklik sal sommige van die watermolekules verdamp en verander in waterdamp. Soos meer damp vorm, sal sommige van hierdie waterdamp begin afkoel en weer kondenseer. Nou oor tyd sal die tempo van verdamping en die tempo van kondensasie gelyk wees aan mekaar. En as dit gebeur, is daar 'n ewewig tussen die dampfase en die vloeistoffase. Die dampdruk is die konstante druk wat die waterdamp, met ander woorde hierdie waterdamp, wat dit uitoefen op die binnewand van die bottel. En as die temperatuur styg, dan gaan die dampdruk styg, want daar's meer molekules wat verdamp. En as die temperatuur daal, dan sal die dampdruk ook daal, want dan is daar minder molekules om 'n druk uit te oefen op die binnewande van die bottel. Soos nou net verduidelik, gaan ons hierdie maklik kan beantwoord. Wat is die effek van 'n toename in temperatuur op dampdruk? Nou, dink gou weer. Meer temperatuur beteken meer molekules in die dampfase, hoër dampdruk, dit sien ons, maar kyk na die grafiek. As ons die temperatuur laat toeneem, dan sien jy, by 60 grade Celsius lees ek my dampdruk daarso af. Maar by daardie temperatuur, 'n hoër temperatuur, dan het ek 'n hoër dampdruk. So jy ken dit uit die teorie uit, hierdie grafiek maak dit net vir jou baie maklik om dit te kan interpreteer. Volgende vrae: watter verbinding het 'n kookpunt van ongeveer 68 grade Celsius? Nou, kookpunt, die definisie daarvan, dit is die temperatuur waar die dampdruk gelyk is aan die atmosferiese druk. Hier's ons atmosferiese druk. So ons soek 68 grade Celsius, wat kruis daarmee, en daar is ons antwoord. Min of meer daarso. So met ander woorde, dit sal wees Q, want Q kruis by 68 grade Celsius met die 760 mm kook, so ons antwoord is Q. Watter verbinding het die langste kettinglengte? Nou, dink gou mooi.
langste kettinglengte gaan die sterkste intermolekulêre kragte hê tussen die molekules. En die sterkste intermolekulêre kragte gaan die meeste hoeveelheid energie nodig hê om daai EMK te oorkom. En gevolglik gaan dit die hoogste kookpunt hê, en kookpunt is omgekeerd eweredig aan dampdruk, so hoogste kookpunt is laagste dampdruk, en S het ons laagste dampdruk in vergelyking met die ander 3. Hulle sê vir ons verbinding P het 5 koolstofatome. Nou ons weet P is 'n reguit ketting alkaan met 5 koolstofatome, met ander woorde, dit gaan pentaan wees. Pentaan C5H12. Teken nou die struktuurformule van 'n kettingisomeer van P. En hierdie was ook in die 2016 vraestel. So kom ons kyk. 'n Kettingisomeer, daar's 2 opsies. Dit kan of 2-metielbutaan wees of 2,2 dimetielpropaan. So kom ons doen 2-metielbutaan. Daar het ons butaan is 4 koolstowwe. Op die tweede koolstof het ons metielgroep. Daar's 2 metiel en dan sit ons bloot ons waterstowwe by. Daar kort 'n waterstof, hier kort 2 waterstowwe en daar kort 3 waterstowwe. So daai is die struktuurformule en dan die IUPAC naam gaan wees 2-metielbutaan. Jy kon ook 2,2 dimetielpropaan geteken het en dit dienooreenkomstig benoem het. Laaste vraag. Hoe vergelyk die dampdruk van hierdie isomere, of jy nou 2-metielbutaan of 2,2 dimetielpropaan geteken het, met die van pentaan? Nou onthou, pentaan, reguit ketting, sterker intermolekulêre kragte, want ons minder vertakkings. En of jy nou die een of die ander kettingisomeer geteken het, dit maak nie saak nie. Die realiteit is, daar's meer vertakkings. En omdat daar meer vertakkings is, sal die kookpunt laer wees. En omdat die kookpunt laer is, sal die dampdruk hoër wees. So die antwoord is hoër as.